Hallo, ek en jy is nou kinders van God. En ek en jy het die afgelope tyd geleer en gehoor dat ek en jy moet nou 'n nuwe lewe leef en die regte pad loop en anders lewe as wat ek en jy vroeër gelewe het. Nou, die Here Jesus wil vir my en vir jou leer hoe ons nou moet lewe. En alles het hy en ons hemelse Vader geskryf in die Bybel. So, alles is hier geskrywe hoe ek en jy moet lewe. Nou Jesus het gesê, ek en jy moet voorberei vir sy terugkom. Gereed wees. Heilig lewe. Nou, hier in die Bybel leer hy vir my en vir jou. Nou interessant is dat ook God die Vader het lang terug gesê dat persone moet skryf in die Bybel en leer hoe, wat sê hy en wat leer hy hoe ons moet lewe en loop op sy pad. Nou dit het God die Vader laat skryf in die Bybel, in die boek Spreuke. Spreuke. Nou Spreuke is woorde wat wysheid gee, wat kennis gee. En die Here sê, daar in Spreuke, dit sal goed wees as ek en jy dit lees, inneem, luister wat hy sê en dit doen. Nou ek wil vir jou dan vanoggend so klein bietjie praat, wat sê Spreuke? Hoe en wat leer Spreuke vir my en vir jou? Nou eers moet ek sê, die Here sê in die begin van Spreuke, dat as ek en jy van wysheid hê, en kennis hê, dan moet ek en jy hom dien. Kan nie wysheid en kennis hê as ons hom nie dien nie. Ware wysheid en kennis is begin om die Here te dien. En dien deur te luister. Wat leer hy? Nou, die Here, God die Vader sê, as jy gewillig is en begeer om sy wysheid en kennis te kry, moet jy gewillig wees om te lees en in te neem en te doen wat hy leer. Nou, God die Vader sê in Spreuke, as ek en jy dit doen, sal ons, ek en jy nooit skade kry nie. Hy sal sorg dat dit goed gaan met jou en met my. Daarom wil ek vir jou aanmoedig
Jy wat sê, jy volg vir Jesus. Ek wil jou aanmoedig. Kom en kyk saam met my wat leer die Heer hier in Spreuke. Nou, op te begin sê God die Vader, jy moet jou ore en oë oopmaak, dat jy sy woorde kan inneem. Jy moet fokus op dit en tyd maak om dit te lees en in te neem en te bære die binnekant en binne jou hart. En jy moet nie alleen dit inneem en vergeet nie. Nee, ons moet dit inneem, dink en so begin doen, so begin lewe. Nou, die eerste wat die Here leer, die eerste een is, moenie vergeet wat hy leer nie. So, vat papier en skryf die eerste opdrag, reël, riglyn is, ek en jy, moenie vergeet wat hy leer nie. God die Vader sê, moenie vergeet wat hy leer nie. En as dit belangrik is vir jou, wat hy leer, sal jy dit wil onthou. So 1, moenie vergeet nie. 2, moenie sonder liefde leef nie. Moenie liefde los nie. Moet altyd met alle mense liefde optree, doen, behandel, met liefde praat, met liefde probeer verstaan vir ander, en altyd met liefde doen aan ander. Dis tweede riglyn. Nou interessant, dat die Here, dat God die Vader begin by moenie vergeet nie, en begin met liefde. Nou Jesus het dieselfde gesê. Jesus het gesê, geleer, dat liefde vir mekaar en liefde vir God is die eerste, die grootste opdrag. Die grootste gebod is 'n opdrag. Liefde. So as ek en jy wil verander, moet ons nie vergeet nie, moet ons begin om lief te wees, lief te wys, lief te doen vir ander mense. En dit beteken nie beklei nie, julle praat met mekaar, of skelm wees, of ander mense sleg behandel nie. Nee, om vir Jesus te volg, moet ons met liefde mekaar behandel. Goed, die derde riglyn, die derde opdrag, riglyn. Ons moet vol vertrou vir God die Vader en Jesus Christus. Vol vas
vertrou in hom. Nooit bang of bekommerd wees oor die toekoms nie. Of wat sal gebeur met jou lewe nie. Nee, as ons vir Jesus volg, as ek en jy kinders is van God die Vader, moet ons hom volg, vertrou. En dis maklik, hierdie 3 dinge. 1, moenie vergeet nie. 2, liefde hê vir ander. Liefde hanteer vir ander. 3, vertrou vol op God die Vader. 4, die Here, God die Vader, sê, leer, die 4de opdrag, of riglyn, jy moenie dink, dat jy kan self doen nie. Jy moet bid en praat met hom, voor jy iets sê of iets doen. Bid en praat met hom. Hy sê, alles wat jy wil doen, wil sê, of begeer, of wat ook al, praat eers met hom daaroor. Ken hom met daardie dinge. Vertel vir hom daarvan. Dan sal hy vir jou help en lei om reg en goed te dink, goed te besluit, goed te beplan, goed te doen. Moenie self besluit nie. Belangrik, is die 4de riglyn, die 4de opdrag. Moenie self besluite neem nie. Nee, praat eers met Vader en met die Here Jesus Christus daaroor, dat hy vir jou lei deur die Heilige Gees. Nou, om vir Jesus te volg, beteken om so te lewe. Ja, dan die 5de riglyn opdrag. Moenie dink jy weet alles nie. Nee, ek en jy weet nie alles nie. Ek en jy is maar swak. Ons verstand is maar klein. En ek en jy kan foute maak. Kan misverstaan. Daarom sê God die Vader, moet nooit dink jy weet alles nie. Nee, nederig wees en besef, ek en jy ken maar min, en ons het nodig dat hy vir my en vir jou leer. En dit beteken om te wys dat jy nie dink jy weet alles nie, beteken jy sal vir God die Vader vra, help vir jou, help vir my, seker te maak dat ek reg goed en reg verstaan en reg doen. Daar is nog baie meer opdrag en riglyne hier in Spreuke, maar ek wil stop vandag by hierdie 5 om jou te help onthou. Neem hierdie 5, bêre dit binne in jou hart en gedagtes,
Maak dit vas, skryf dit vas binnekant. Onthou dit, maar belangrik, doen dit. Besluit en kies dat jy ook so wil lewe. Soos God die Vader leer. Die wysheid wat hy vir jou wil gee. So te lewe. Die 5. Moenie vergeet nie. Nee. 2. Liefde. 3. Vertrou hom alleen. 2. Moenie self besluit nie. Nee. Praat eers met hom voor jy besluit. En 5. Moenie dink jy weet alles nie. Wees nederig. Besef, hy, God die Vader, alleen weet wat is die beste vir jou. Die aanmoedig. Begin so lewe. Hou vas hieraan. En doen wat God die Vader en die Here Jesus vir jou leer. En as jy dit doen, jy sal nooit skade kry in jou lewe nie. Hy beloof sal goed gaan met jou. Groete. Tot ons weer ontmoet en verder leer van hierdie spreuke. Groete.